Hy wil graag in die eerste plek met julle praat. Hy staan tussen die lampe, as ons dink aan sy bemoeienis, hy staan tussen die lampe, 1 vers 13, wat sê, tussen die lampe iemand soos 'n seun van die mens, het 'n lang kleed aangetree en 'n goue band om sy bors gedra. Ek hoor die engele sing, vrede op aarde vir die mense, en wie hy 'n welbehae. Jesus is steeds betrokke by ons as 'n gemeente. Iemand het eendag gesê, he's walking softly among his people, want die belofte wat hy vir ons gegee het in Matteus 28 vers 19 is, ek sal by julle wees tot aan die volëinding van die wêreld. So mooi daar wanneer die Heilige Gees ook beloof is deur die Here Jesus in Johannes 14 vers 16, sê ek sal tot in alle ewigheid sal ek by julle wees deur hierdie voorspraak. En in die 7 gemeentes luister 'n bietjie, maar hy vermaan hulle, dan gee hy vir hulle belofte ook. Hy skryf hulle nie af nie. En hy stuur vir Johannes, en hy stuur sy seun vir ons. Hy word gebore, en ons vier sy geboorte, dan ook donderdag. Nou, as ons dink aan die aanklag vir Efese, julle het my nie lief, soos julle my voorheen lief gehad het nie. Liewe gemeente, kan dit van ons gesê word. Maar daarmee saam, help hy ons, hy sê, hy los dit nie daar, en hy sê, bekeer julle, kom terug, en jy sal eet van die boom van die lewe. Die gemeente in Smyrna, jy kry baie swaar onder die Jode in die sinagoge van Satan. Daai arme mense het so swaar gekry deur die aanvalle van hierdie leerstellings wat inkom. Hulle het nie noodwendig iets verkeerd gedoen nie, maar hulle kry swaar. Hy sê, bly getrou en kry die lewe as 'n kroon. Pergamum, dis waar die troon van die Satan is. En dan sê hulle, sommige dien ander gode. Dan verskriklik wees is dit van ons gesê moet word, nee, julle is kinders van die Here, maar ons weet hoe julle daar by die werk is. Ons weet hoe julle tussen die sportmense is. Ons sien julle optrede daar in die straat. Lyk nie of julle die Here dien nie. Wie dien julle dan? Hy sê julle sal van die verborgde manna kry in 'n nuwe naam as hulle net verander. Teatire, hierdie profetes Isabel, hulle spreek aan nie aan nie, hulle luister wat sy sê, sy leer van onsedelikheid. Hy sê, as julle bly net getrou en kry die lewe as 'n kroon. Sardes, jy het die naam dat jy lewe, maar is dood. En Christus kyk in die spieël en sê, wees eerlik daaroor. Het ons nog daardie opwinding en daai krag en daai vuur in ons harte en getuig dit van die liefde wat ons vir die Here het? Maar dit lyk vir my, daar kort iets. Hy sê, dan ten minste is daar onder hulle mense met wit klere, en hy gaan voor God verklaar, dat hulle aan hom behoort. Philadelphia, ook 'n gemeente wat nie nooit kwaad gedoen het nie, hy sê, julle die boodskap van volharding vasgehou. Mag die Here vir ons seën dat ons Bybelgebonde bly. En 'n deur is vir julle oopgesluit en niemand kan julle kroon wegvat nie. Wat 'n wonderlike belofte is dit nie. En dan die laaste gemeente. Jy's nie warm. Jy's ook nie koud nie. Jy's so in die middel. So nominaal. Jy's 'n Christen. Jy het die Bybel onder jou arm. Ons kom kerk toe en al die klas maar goed. Maar daar's 'n bietjie van 'n louheid. Jy het lanklaas met God gepraat. Hy sê klop, en as iemand die deur oopmaak, sal ek 'n feesmaal, wag 'n feesmaal, en julle sal saam met my op die troon sit. So, naas die uitdaging, is daar altyd die belofte. God skryf ons nie af nie, want hy het werklike bemoeienis met ons. Dis wanneer ek sê, Here, help vir my dat ek ervaar en beleef dat ons gemeentes is veilig. Jy is veilig. Want die Here loop tussen ons. Hy's tussen die gemeentes. God staan nie ver nie. Hy's hier by ons, en het ons lief soos ons is, en kyk, ek is met julle, sê daar in Matteus 28 vers 19.